Ons Here en Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend in die teenwoordigheid te kan kom stil word. Dankie dat ons kan weet, U is die God wat elkeen van ons raak sien hier waar ons is, daar waar ons elke dag besig is, daar waar ons dalk in die week wat verby is besig was met sekere dinge ervaar het, beleef het, deurgemaak het, besluite wat ons moes neem. Dankie dat U daar met ons was. Dankie dat U ons gebring het tot op hierdie punt vanoggend om hier ook saam te kan wees as U gemeente, al meer is dit om hier saam te kan wees as U liggaam. Here, elke dag gebruik U elkeen van ons, baie keer sonder dat ons het besef op besonderse maniere. U werk deur ons deur die Heilige Gees, Here. En vanoggend word ons stil om twee redes, om vir U dankie te sê dat U in ons lewens is, ons kom red het, ons verlos het, Here, om fees te vier daaroor. Maar Here, ook om nuwe moed, nuwe krag te kry vir dit wat voor lê. Met die woord uit weer geïnspireerd te word, die Heilige Gees se werking soveel meer te kan beleef. Dankie dat U woord ons lei, ons rig in hierdie wêreld, en dat ons elke Sondag, wanneer ons hier by mekaar is, kan weet dat dit U is wat ons hier saam bind, en U is wat self hier teenwoordig is, en mag U vanoggend ook soveel meer teenwoordig wees, waar ons soveel vrese in ons lewens het, dinge het waar ons bekommerd is, Here. Mag hierdie een wees wat ons fokus is. Rig ons harte, ons gedagtes op U, Here, met al die pyn en al die seer, al die hartseer wat ons saambring, sodat ons die helende krag, die verlossende krag, ook vanoggend kan beleef. Dankie, Here, dat U uit die woord uit vir ons oor en oor kom bevestig, dat U vir ons lief is, dat U ons verlos het, dat ons kan uitsien, maar die volheid ook daarvan. Dankie, Here, dat ons dit kan bid, in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Amen. So die groot God, Vader, Seun, Heilige Gees, wat hier ook is teenwoordig vanoggend, wat elkeen van ons verwelkom en groet in sy naam. Amen. Skriflesing dan Maleagi 2 van vers 17 tot Maleagi 3 vers 5. Ek lees vir ons: Julle het die Here moeg gemaak met wat julle gesê het, en dan vra julle nog, waarmee het ons hom moeg gemaak? Julle het dit gedoen toe julle gesê het, vir die Here is almal wat verkeerd doen, goeie mense. Hy hou van hulle, of toe julle gevra het, waar is die God wat reg moet laat geskied? Hoofstuk 3 vers 1, ek gaan nou my boodskapper stuur, hy sal die pad voor my uit reg maak, en dan sal die Here na wie julle soek, skielik na sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel, na wie julle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, sê die Here, die Almagtige. Maar wie kan die koms van die engel verdra? Wie kan standhou wanneer hy verskyn? Hy is soos die vuur van die smelters en soos die seep van die wassers. Soos iemand wat silwer smelt en suiwer, so sal hy as regter gaan sit om die leviete te suiwer. Om hulle te louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here 'n offer kan bring wat bestaan uit regte. Vers 4, dan sal die offer van Juda en Jerusalem weer aanneemlik wees vir die Here, soos in die ou tyd, soos in jare lank verby. Dan sal ek na julle toe kom as regter, ek sal sonder versuim regspreek teen die wat hulle met toordery ophou, teen die egbrekers en die wat vals ede ook aflê. Teen die wat die dagloner tekort doen, die weduwee en die weeskind veronreg en die vreemdeling verdring. Teen die wat nie vir my eerbied het nie, sê die Here, die Almagtige. Tot sover lees ons dan nou saam. Ek dink almal van ons, soos ek reeds vanoggend al gevra het ook, was al iewers in 'n plek of op 'n stadium in ons lewens gewees waar ons gevra het, maar waar is die Here? Ons almal het al iewers oor sy teenwoordigheid en sy daar wees in ons lewens op 'n manier getwyfel. Ook gedink, maar bestaan hy werklik? Ons leef in 'n wêreld waarin hierdie vraag, waar is die Here, nie eens meer eintlik relevant is in sommige kringe nie, omdat baie mense net eenvoudig aanvaar dat God glad nie bestaan nie. Want baie mense dit so glo.
En soveel soos wat dit vir ons as gelowiges verskriklik is om te hoor en hartseer is om te hoor, so min maak dit vir daardie mense ook saak. Hoe meer daar gepleit word wat mense na God moet draai, na die een wat die waarheid is, hoe meer word daar eintlik half op 'n manier, amper soos kinders, daarteen geskram. Hoekom? Omdat mense vir een of ander rede nie meer die sin daarin sien om te glo nie. En die rede hiervoor is, omdat die vraag, waar is die Here, deur die wêreld eintlik dan beantwoord is, maar die Here is nie hier nie. As daar werklik 'n Here was, wat vir ons die lewe wou gehad het, en vir ons omgegee het, as daar werklik 'n Here was, as vir ons lief was, en sy genade teenoor ons bewys het, hoekom sien ons al hierdie liefdeloosheid, hierdie gebrokenheid in ons eie lewens, en in die wêreld rondom ons? Hoekom sien ons hoe mense sleg behandel is, en die mense wat ander mense sleg behandel, soveel beter af is, as wat ek is, wat in hom vertrou? Dit maak net nie sin dat daar 'n God is, die God is, waar vandag gepraat word in die Bybel vir ons van vertel word nie, want kyk net hoe lyk alles rondom ons. Kyk net hoe lyk my eie lewe, al probeer ek hoe hard om die Here te dien, om na te volg. Dis die tyd waarin ons leef. Dis die gedagte van baie mense oor die wêreld heen. Dis wat soveel mense eerder glo as om in die ware God te vertrou en te glo. Maar die interessante is dat hierdie gevoel onder die mense, hierdie manier van oor God dink vandag, hierdie manier is vir ons duidelik sigbaar. En is eintlik vir ons niks nuut nie. Ons sien hier in Maleagi dat die mense maar dieselfde gedoen het in daardie tyd ook. Die gelowiges, die Lewiete, die volk van God, dieselfde gedoen het, dieselfde manier ook opgetree het oor God se bestaan. Wat gevoel het, net soos baie ander vandag, dat God op 'n manier vermis is in aksie. Daar is die wat glo dat God glad nie bestaan nie. Daar is die wat glo dat hy wel bestaan, maar glad nie omgee oor ons nie. Daar is die wat glo dat hy bestaan, maar net verseker is van ons omgee. En dan is daar die gelowiges soos ons, wat glo dat God bestaan, dat hy betrokke is in ons lewens, dat elkeen van ons vir hom ook belangrik is. Dat hy belangstel en ons lei deur sy Heilige Gees en reageer op ons uitroep na hom toe. En alhoewel die Lewiete in die tyd van Maleagi dan net nog hierdie hoop gehad het van die Messias wat sou kom. Anders as ons wat al reeds in sy hoop leef en uitsien as soveel meer na die volheid ook daarvan, die werklikheid daarvan. Was hulle geloof steeds net soos ons geloof vandag in die almagtige God van die heelal. In sy betrokkenheid en sy besig wees ook met hulle lewens. En ten spyte daarvan vra hulle dan in vers 17 van hoofstuk 2 vir die volgende vraag: waar is die God wat reg moet laat geskied? Hulle ken God. Hulle weet wat hy al reeds vir hulle gedoen het. Hulle weet hoe hy volke uitgedryf het en nasies verslaan het namens sy volk. Steeds word sy teenwoordigheid, ten spyte van alles wat al reeds gebeur het, bevraagteken. Klink dit nie vir my en vir jou so bekend nie? Kan ek en jy nie aan 'n paar voorbeelde dink van mense wat deur God gelei is, deur God gehelp is, en net eenvoudig gekies het om hom nie meer na te volg nie? Mense wat vandag ook net God dien, solank dit met hulle goed gaan. Maar sodra dinge begin verkeerd loop, dan is die eerste persoon wat ons blameer, die Here self. Vir die wat glad nie glo nie, is die argument of die rede daarvoor baie keer dieselfde as dit wat ons reeds ook aangeraak het, dat as daar 'n goeie God is, hoekom sien ons soveel slegte dinge in hierdie wêreld ook gebeur?
Nie wanneer ons in God se teenwoordigheid as gelowiges begin twyfel, en sy daar wees, vir ons begin twyfel. Dan is ek en jy ook maar net so goed, soos die ongelowiges in hierdie wêreld. Ons kyk eerstens na alles wat rondom ons gebeur, voordat ons na onsself kyk, na ons eie lewens kyk. Ons vergeet van die regverdigheid van God, en dink net aan 'n tipe van 'n voorspoed, wat daar by God te vind moet wees. Ons sien hoeveel kerkdenominasies die wêreld heen, wat voorspoedsteologie verkondig, eerder as die waarheid van wie God is. En daarvoor kan ons net onsself op 'n manier ook blameer. Ons as mense kan onsself net daarvoor blameer. Sien dit as gevolg van die Lewiete, sy eie ongehoorsaamheid, van hulle eie sonde, dat hulle gevoel het dat God op 'n manier vermis was in hulle lewens. Dit is die Lewiete of die priesters self wat aan God oneer bewys het deur hulle dade en so ook die volk se dade uiteindelik beïnvloed het. Ek wil graag vir ons 2 gedeeltes uit Maleagi hoofstuk 1 uitlees, net sodat ons iets van die konteks hopelik beter kan verstaan waarmee die volk ook en die dinge waarmee hulle besig was. Ons lees eerstens in hoofstuk 1 verse 7 en 8 dat God self die volgende oor die priesters sê: "Julle bring onrein voedsel op my altaar." En dan vra julle: "Hoe het ons u te nagekom?" Julle doen dit wanneer julle dink die altaar van die Here kan maar met minagting behandel word. Wanneer julle 'n blinde ding bring om te offer, is dit dan nie verkeerd nie. En wanneer julle 'n siek of 'n lam ding bring, is dit nie verkeerd nie. Bring bietjie so iets vir jou gouverneur, sal hy ingenome met jou wees of jou vriendelik ontvang. Dit is wat die Here, die Almagtige, sê. En dan lees ons net so eentjie verder in hoofstuk 1 vers 12 en 13. Maar julle doen my naam oneer aan. Julle dink die altaar van die Here kan maar ontwy word en die offers daarop met minagting behandel word. En dan sê julle nog, dis 'n klomp moeite en julle trek die neus daarvoor op. Dit is wat die Here, die Almagtige, sê. Julle bring gesteelde lam, siek diere, julle bring dit as offers. Moet ek ingenome wees daarmee, julle vir my sulke dinge bring? Vra die Here. Is dit nie verskriklik? Hulle siek diere, lamdiere, vir die Here gebring het. Hoe kan daar ooit ware liefde wees in ons verhouding met God, as daar met so liefdeloosheid ook omgegaan word, so 'n halfhartigheid eintlik omgegaan word? As daar ander dinge is waarvoor ons liewer is as vir die Here. Dit was hoe dit onder die Lewiete ook was en gebeur het, onder gelowiges gebeur het. Het was selfs so erg gewees dat die mans hulle vroue geskei het met vroue van ander volke, dan uiteindelik getrou het wat ander gode gedien het. En wanneer ons kyk na wat hier gebeur het en het vergelyk met die wêreld waarin ons vandag leef, dink ek dat God net regverdig eintlik is as hy vandag ook vir ons die vraag vra: bring ons nog ons beste vir die Here? Of het hy ook maar tweede prioriteit of selfs laaste prioriteit in my lewe geword? Is dit vir ons ook te veel moeite om eer aan hom te bring, om vir hom dankie te sê vir soveel verskillende dinge wat hy vir ons kom gee, soveel maniere waarop ons hom kan aanbid en prys en vir hom tot hom kan tree, ook in gebed, vir sy verlossing? Is die waarheid daarvan vir ons nog elke dag oorweldigend, of vir die wêreldse dinge ons so blind gemaak daarvoor, dat ons die hele tyd eintlik net vra, waar is die Here? Is hy vermis in aksie? Ons lees ook in Maleagi 2 vers 17. Julle het die Here moeg gemaak met wat julle gesê het. En dan vra julle nog, waarmee het ons hom moeg gemaak? God se liefde word vir ons sigbaar deur sy regverdigheid. En so min soos wat ons dit seker wil hoor, word ons deur Maleagi vandag ook herinner daaraan dat die skuld nie by God lê nie, maar die skuld in ons tye by ons ook self lê. Ons moet nie vra waar is hy nie.
hy is daar. Of dit nou met ons goed gaan, of dit nou met ons sleg gaan. God is nie die een wat blameer moet word nie. Hy is die regverdige een. Dit is as gevolg van ons eie te doen, wat ons verder van God af ook baie keer voel. Dit is ons eie keuses wat ons verder van hom af dryf, om teen sy wil te kies. Sodra ons hom weer skielik soek, dan is het vir ons asof hy nie daar is nie. Terwyl die realiteit is, dat hy wel daar is, maar ons het sukkel, om ook raak te sien, omdat ons vergeet het, hoe hy ook lyk en werkend is in ons lewens. Ons kyk om in soveel dinge in ons lewens mis, selfs al staan hy voor ons. Die goeie nuus is dat, anders as die Lewiete, hier in Maleagi, word ons nie geoordeel op grond van ons dade, of ons nakoming van die 10 gebooie nie, gelukkig nie. Maar ons oordeel lê in Christus. En wanneer ons op grond van dit wat Christus vir ons kom doen het, geoordeel word, is ons onskuldig voor God. Nie as gevolg van onsself nie, maar as gevolg van wie hy is. En by die doop word ons herinner aan hierdie genade van God, dit wat hy oor ons uitgestort het. Terwyl dit uit genade is, dat hy ons ook kom uitkies het, vir my en vir jou, soveel kom gee het. En dat ons niks anders van ons kant af kan doen, as om hom te dien nie. Hy het ons kom uitkies as sy kinders, dit is sy verbond met ons en ons kinders. Deur Christus kan ons as regverdiges voor God staan, maar meer as dit, word ons gevorm tot meer van wie hy is, en minder van wie ons self is. In Christus word ons geslyp en gevorm, om nie soos die wêreld te word nie, maar reeds te leef in die goeie nuus van Christus se verlossing. Om die lekker van die hemelse te ontdek, in ons lewens toe te laat, God se liefde, sy vergifnis, sy genade, sy vrede, sy geregtigheid, en nie die sondige dinge van hierdie wêreld nie. Ons herinner onsself somme aan Paulus se woorde in Romeine 7 vers 19, waar hy sê, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen, dit doen ek. Daar is baie in die wêreld wat die regte pad verlaat het, soos het Maleagi 2 vers 8 ons kom herinner. Daar is baie wat ander ook saam met hulle tot 'n val gebring het. Maar God is goed, en sy beloftes is waar. Daarom lees ons in vers 3 van Maleagi 3, oor die Messias wat sou kom, waarvan ons al te goed weet. Soos iemand wat silwer smelt en suiwer, so sal hy as regter gaan sit om die Lewiete te suiwer, om hulle te louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here 'n offer kan bring, wat bestaan uit reg doen. Nie fisiese dinge nie, maar 'n offer wat bestaan uit reg doen. Hy wil ons reg help, soos dit 'n vader of 'n moeder sy of haar kind ook reg help. Hy wil die ware gelowiges van die valse gelowiges skei, sodat die waardevolste geskenk van die ewige lewe nie net nog iets in ons lewens is nie, soos wat dit vir die Lewiete en sommige wat glo ook is nie. Maar sodat dit is waarin ons hoop ook elke liewe dag stel en waarin ons glo, waarin ons volhard. Sodat ons vir God kan gee wat hom op toekom, ons hele lewe, want hy het sy hele lewe en soveel meer vir ons ook kom gee. En wanneer ons op hierdie manier in hom glo en op hom vertrou, dan sê vers 5, dan sal ek na julle toe kom as regter. Ek sal onder versuim reg spreek teen die wat hulle met toordery ophou, teen die egbrekers en die wat vals ede aflê, teen die wat die daglone tekort doen, die weduwee en die weeskind veronreg en die vreemdeling verdring, teen die wat nie vir my eerbied het nie, sê die Here, die Almagtige. Dan sal daar onderskei word die valse gelowiges van die ware gelowiges, en uiteindelik oorwinning behaal word. God is nie vermis in aksie nie. God is daar, net soos wat hy nog van altyd af vir my en vir jou daar was. Die teken daarvan is vir ons in die doop ook sigbaar. Hy is daar in elke oomblik van ons lewens besig om ons te vorm. Hy gebruik die omstandighede waarin hierdie bose wêreld ons soms ook laat vervalle word. Ons mag glo
dat hy 'n liefdevolle God is, wat net die beste vir elkeen van ons wil hê, want Christus is die bewys ook daarvan. Hy wil dit vir ons hê. Maar in hierdie wêreld waar die bose nog rondloop, hierdie wêreld waar dinge nog verkeerd ook loop, hierdie wêreld waarin ons in die sonde ingebore is, gaan daar gebrokenheid, gaan daar liefdeloosheid ook wees. Maar ek hoef nie te vrees nie. Want Christus wat in ons is, deur die Heilige Gees, hy het reeds oorwin. Dis die goeie nuus vir my en vir jou, hy reeds oorwin het. En wat hy reeds oorwin het, kan ek en jy elke uitdaging, elke slaggat wat ons tref, elke ding in ons lewens, elke sonde in ons lewens, kan ons dit ook oorkom en oorwin. Nie as gevolg van onsself nie, maar as gevolg van hom, wat deur elkeen van ons ook werkend is. Al wat hy van ons sal vra, is om aan te neem in ons lewens, sodat sy genade oor ons kan spoel. Sodat sy genade vir ons 'n waarheid kan wees, sy hart vir ons 'n waarheid kan wees, sy liefde in alle terreine, ook van ons lewens. Sodat ons die wat in die geloof vermis is, in aksie, vir hom ook kan wen. Amen. Die liefde van God die Vader, die genade van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.